Goeiedag, ek groet u in die naam van Jesus Christus. Welkom by les nommer 41 en die titel is Die standaard van gereedheid vir Christus se bruid is God se geregtigheid. Die standaard van die gereedheid van die bruid van Christus. Daai standaard is God se geregtigheid. Niks minder nie, niks meer nie. Daar kan nie iets meer wees nie. Want God se geregtigheid is totaal, is volmaak. Oké, ons begin deur te sê dat die ou mens, of die ouwe mens, die ou lewe van die mens, moet totaal vervang wees met die nuwe mens in Christus. En dit is hoekom die boodskap van sterwe in Christus, om te glo in Christus, dat hy in jou plek gesterf het vir jou sonde, dis die basis van die evangelie van Jesus Christus, want deur te glo dat jy saam met Christus gekruisig is en gesterf het en begrawe is, dat jy nie meer lewe nie, maar dat Christus in jou opgestaan het en dat hy nou in jou lewe en deur jou lewe rig. Hy is nou ons lewe. As ons dit glo, dan kry ons hierdie oorwinning oor sonde. En dan kom ons by daai plek waar ons sondeloos raak, want ons kan nie sondaar en die geregtigheid van God wees nie. Dit maak net nie sin nie. As ons struikel oor sonde, dan sal vir ons vergifnis, as ons dit bely, maar dan sê die skrif, hy sal ons vergewe en ons van ongeregtigheid reinig. Nou as jy gereinig word van daai struikeling, se sonde, dan kan jy mos nie nou nog vuil wees nie. Ek bedoel, reiniging is mos nou reiniging. So dit kom daarop neer dat ons moet klaarkry met die ou mens en ons moet toelaat dat Christus se opstandingslewe in ons posvat, dat ons vernuwe word, dat ons geestelik groei van baba tot volwassenheid in Christus. Dit is ons uitdaging en dit is moontlik deur die kragwerking van God en die Heilige Gees wat ons help en ons lei en ons die woord oopbreek en vir ons dit duidelik maak en daai werk volbring wat God besig is om in ons te werk. Want God werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. So as ons elke dag in hierdie proses is, dan moet ons een of ander tyd kom by die plek dat ons groei tot volwassenheid in Christus. Dit is ons doelwit. Oké, 1 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dis kosbaar. Maar andere, hoe kom jy in Christus? Deur te glo dat hy vir jou sonde gesterf het in jou plek. Dit wil sê, jy het saam met hom gesterf, want hy is gekruisig en begrawe, en daai kruisiging het gegaan oor my en jou sonde. Ou lewe, dis waarvoor hy gekruisig was, sodat ons 'n nuwe lewe kan kry. En hierdie skrif sê dit baie duidelik. Hy sê, ons is nou 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, het soos in verlede tyd. En kyk, alles het nuut geword. So as iets nuut geword het, dan is dit nuut. As die ouwe verby is, dan is dit verby. En ons moet hierdie waarheid van God vasvat deur geloof. Ons moet glo dat dit wat God sê is ja en amen. Dis 'n belofte. Dis ja en is amen. En as ons saamstem, dan werk God dit vir ons uit. Hy werk daai, hy maak daai die waarheid wat jou vry maak. Want as die waarheid jou vrygemaak het, sê jy waarlik vry wees. Ok, kom ons kyk na Efesiërs 4 vers 17 en 18. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook gewandel het, of nog steeds wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. So wat is jou gemoed moet vernuwe word? Wat is die verdwaasdheid van jou gemoed? Dis om te dink soos die wêreld dink. Dis om te dink soos wat die wêreld is, wat onder die mag van die duiwel lê, maar anderswoorde die duiwelse invloed is in die denke van die wêreldse mense, en hulle leef soos wêreldse mense,
aards, natuurlik, duiwels. Nou moet ons moet daar uitkom, ons moet uitkom onder die heidene. Ons moet nie meer soos 'n heiden leef nie. Hy sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand. Maar as dit duister is, hulle kan nie die lig sien nie. Hulle kan nie die waarheid sien nie. Hulle kan nie God sien nie. Hulle kan nie God beleef of ervaar nie. Daar's 'n verduistering in hulle gemoed. En dit is die gemoed wat moet gered word. Die siel wat gered moet word en vernuwe moet word. En die siel wat moet groei van baba tot volwassenheid in Christus. Dit is 'n proses. Maar jy moet begin en jy moet voortsnel sodat dit kan klaar kry dat ons die volle gestalte van Christus sigbaar in ons het. Dat mense dit kan sien, want hulle sal 'n boom ken aan sy vrugte. Ons moet die vrug van Christus dra in ons lewe. So ons moet nie meer soos die wêreldse mense lewe nie. Ons moet uitkom onder die wêreld. Ons moet nie saam met hulle heel en saam met hulle party hou en saam met hulle doen wat hulle doen nie. Ons is 'n nuwe skepsel, ons is in 'n totale nuwe vlak van wandel met God. En daai mense dis wat Psalm 1 van praat. Hulle is mense wat wandel in die raad van die godlose, hulle staan op die weg van die sondaars en hulle sit in die kring van die spotters. Nee, ons is nie meer daar nie, ons het dit ontsnap. God het ons daar uitgehaal deurdat ons in Christus glo. So nou sê hy so, dis weens hulle is vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. So met ander woorde, die goddelose mense, die mense wat ook nie gered is, wedergebore is nie, hulle wandel na die raad van die goddelose, hulle staan op die weg van die sondaars, hulle doen wat sondaars doen, en hulle sit in die kring van die spotters, hulle spot met ons, hulle spot met God, hulle spot met dit wat eerbaar en rein is, en heilig is. Moenie saam met die spotters wees nie, kom uit onder hulle uit. Want hierdie mense is vervreemd van God se tipe lewe, van God, wie hy is. Hulle weet nie wie hy is nie. En baie van die mense wat sê hulle is Christene, hulle weet nie regtig wie God is nie, hulle ken hom nie, hulle ken nie sy woord nie, en hulle vrug wat hulle dra is ook maar net soos die wêreld. Nou dan is daar, as jy die boom ken aan sy vrugte, dan weet jy daai persoon is nie weergebore nie. Dis hoe ons dit weet. Maar kom ons gaan verder, want hierdie hele les gaan daaroor. Dis die standaard vir die bruid, is om soos Christus te wees, in sy geregtigheid. Maar wanneer jy moet ontsnap en uitkom uit hierdie wêreldse vrug, moet jy heeltemal verander. En moenie vir my sê, God verstaan dat ek nou maar so lewe. Nee, God verstaan nie. Wat hy nie verstaan nie, is dat hy het vir jou gesterf, hy het vir jou 'n nuwe lewe gegee, en jy bly nog in die ou lewe. God verstaan dit nie. En ek verstaan dit ook nie. Maar dit kan ek vir u sê, God het vir ons 'n weg berei. En dis waarvoor ons hierdie lesings gee. Dis die weg, sodat u op daai weg kan kom. So u moet nie nou moedeloos raak as ek nou vir u so sê nie. U moet net besef kry dat u het bekering nodig. U moet wegbreek van dit wat nie soos God is nie, wat nie God se standaard is nie. Nie die standaard van die geregtigheid soos dit in Christus is nie. Ons moet verander. Ons moet ons bekeer, die Here sal ons red, die Here sal ons verander. Ons kan onsself nie verander nie. Hy sê ook hierso, dit in vers 19, dis die wêreldse mense het ongevoelig geword vir God en God se geregtigheid. En hulle het hulle oorgegee aan ongebondenheid. Die wette en dit wat verkeerd is, hulle worry nie. Niks is vir hulle regtig nie verkeerd nie. En die Bybel praat van die laaste dae sal dit wat reg is, sal verkeerd wees vir mense. En wat verkeerd is, of wat verkeerd was vir die heiliges, sal vir die mense reg wees. Ons leef in so 'n tyd,
wat als omgedop word, wat alles verander. Maar ons moet nie daar leef nie, ons moet nie saam met hulle leef nie, ons moet nie op hulle pad wees nie, ons moet op die pad van die Here wees. So kom ons kyk dan na vers 19 weer, hy sê, hulle het ongevoelig geword, en hulle het hulle oorgegee aan die ongebondenheid, en in die hebsug van die wêreld, wat soek na dinge, na goud en silwer en rykdomme, en hulle jaag na onreinhede, wat hulle bedryf, hulle leef in sonde, hulle is so Sodom en Gomorra, ons moet daar uitkom, vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie, aha, hier is die kontras, dat die lig aankom, dan jy sien hoe lyk jou sonde, en jy sien hoe lyk mense se sonde, want as die lig skyn, dan sien 'n mens, wat is verkeerd. Nou, in die lig van die Here sal ons kan sien wat is verkeerd. So ons moet ons bekeer, en dat ons kan kom in die waaragtige lig van Christus. Vers 20 sê, ek lees dit net weer, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Met ander woorde, ons gaan Christus moet leer ken. Ons moet moeite doen om 'n verhouding met hom te bou, om te ken op 'n daaglikse basis in sy woord, dat hy ons leer, dat die waterbad van die woord ons was, dat dit ons verander in ons denke, sodat ons kan dink soos die woord dink, soos die woord praat, dat ons kan praat wat die woord sê, so ons met ons woorde en ons denke moet in lyn wees met die woord, en dit gaan jou tyd vat om dit te doen, maar begin dadelik, en doen dit, en soos jy die moeite maak met God en sy woord, so verander jy, so word jy gered in jou denke, en jou denke verander. Vers 21, as julle ten minste van Jesus gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid in Jesus is. Baie mense sê, hulle praat die waarheid, maar hulle lieg. Baie mense sê, vir hulle is die waarheid om dit en dat te doen, is vir hulle okay. Dis hulle waarheid, dis nie God se waarheid nie. God se waarheid is sy woord. En die duiwel het Jesus versoek, en Jesus het die versoeking oorwin deur te sê, maar daar staan geskrywe. So Jesus oorwin die versoeking deur vas te hou aan die woord. Hy is die lewende woord, maar hy het gesê, daar staan geskrywe. So dis hoe ons ook dan moet oorwin. Onthou hierdie woorde, die waarheid soos dit in Jesus is. Nie mense se waarheid nie, Jesus se waarheid. Raak vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Ons moet klaar kry met die sondige lewe. Ons moet klaar kry met die ou mens lewe, van die gevalle natuur wat Adam ons laat beerwe het, en deurdat hy, die Satan, meer gehoorsaam het as God. Vers 23, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. So, ons moet heeltyd vernuwe en geestelik groei. Ons gees is hierso, in ons binneste. So, hier groei ons van baba in Christus na jongman, of seun, en dan jongman, en dan tot volwassenheid in Christus. Ons moet die heeltyd op die pad van groei wees, in Christus, in sy gestalte. En terwyl ons dit doen, moet die gemoed vernuwe, want vernuwing van die gemoed en groei in die gees vind gelyktydig plaas. Jy kan nie net in jou gemoed vernuwe, maar nie in jou gees groei nie. Jy kan ook nie net in jou gees groei nie en jou gemoed vernuwe nie. Die twee goed hardloop saam, want jy moet jou vernuwe volgens die woord. En dis die woord wat die brood van die lewe is, wat jou laat groei, want die woord is Christus. En hoe meer jy die brood eet van Christus, hoe meer groei jy na sy volle volwassenheid. Alright, ek dink dit is duidelik. Vers 23, vers 27 sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Dis vers 27. En gee aan die duiwel geen plek nie. Hoekom sal die Here dit sê? Die Here sê nie, gee hom net 'n bietjie, jy moet werk met die duiwel, jy moet hom net 'n bietjie plek gee. Jy moet hom nie altyd plek gee nie. Nee, dis nie wat die woord sê nie, jy gaan lekker val as jy dit doen. Die woord sê, geen plek vir die duiwel nie. Moenie na sy suggesties luister nie. Moenie na die gedagtes wat hy vir jou gee, luister nie.
Luister na God, leer om God se stem te hoor, leer om God se woord te ken. En as jy die waarheid ken, dan ken jy die pad, want dit is die smal weg. Die breë weg is jy maak wat jy wil, soos jy voel om te doen. Dis die breë weg. Jy gaan verseker in die verderf beland, as jy so lewe. So kom ons sê dit dan vir mekaar so, dat sonder daaglikse wandel met die Here en met die woord, en tyd te neem in die woord, sal dit baie moeilik vir jou wees om te groei in die gees, of om jou gemoed te vernuwe. En albei sal stagneer of agteruit gaan. Nou wil ek net die volgende stelling maak. Skrifte wat praat van geesbeheerde vergaderings, waar toerusting, stigting, troosting en bemoediging en opbouing van almal moet geskied. Alles moet geskied tot verheerliking van die naam van Jesus. Dit is belangrik dat ons na daai skrifte moet kyk op 'n daaglikse basis, op 'n gereelde basis dan minstens. Maar ons moet toelaat dat ons gemoed vernuwe. Jy sê, ek gaan nie dink soos die wêreld dink nie, ek dink soos die woord dink. Ek moet die woord leer, ek moet dit selfs mediteer en bepeins en memoriseer, sodat dit in my kan inkom en my kan deurtrek, dat ek versadig sal word met die inhoud van God se woord, want Jesus is die lewende woord. Efesiërs 5 vers 15 tot 21 sê, pas dan op, dat julle nougesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, wees wys, en koop die tyd uit, neem tyd met die Here, want die dae is boos. Omdat hierdie wêreld boos is, julle sien hoe boos raak hierdie wêreld, daarom moet ons baie meer tyd uitkoop, om tyd te neem in die woord en met God, en om te aanbid en te bid. Ons moet baie meer bid. Hy sê hierso, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Baie mense verstaan nie die wil van die Here nie. En as jy nie die wil van die Here verstaan nie, gaan jy die waarheid mis. Die waarheid soos dit in Christus is. Maar neem tyd met die Here, wees ernstig met die Here, hy sal jou verstand oopsluit. Hy sal die oë van jou verstand oopmaak. Hy sal jou hart, die oë van jou hart oopmaak, sodat jy kan ontvang die woord, en is dan die woord wat jou lewe gaan verander. So koop die tyd uit, en spandeer tyd met God en met sy woord. En moenie dronk word, hy sê, so moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Dronk word is 'n fout. Mense wat dronk word, sal die koninkryk van God nooit beerwe. Ek meen, die Here sê dit op 'n paar plekke in die Bybel. En dan sê hy, in plaas van parties hou en dronk word, moet jy liewerste tyd neem in die Here en saam met mense wat saam met jou die Here kan aanbid en in die teenwoordigheid van die Here kan wees, sodat jy kan leer hoe om jou te gedra in God se huishouding, so jy kan leer om die gawes van die Heilige Gees te beoefen, en dat jy kan deel wees van so 'n heilige byeenkoms, waar God leer en lei en vernuwe en ons was met sy waterbad van sy woord, en dis hoe jy groei in Christus. En hy sê, ons moet nie in losbandigheid verval nie, maar ons moet eerder met die Gees vervul wees. Laat die Gees jou vol maak, laat die Heilige Gees jou volle lewe bestuur en lei. Hy sê jou nooit in die verkeerde rigting vat nie, want hy is die Gees van die waarheid. So, hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Wat is geestelike liedere? Jy kan miskien sommer 'n wysie wat jy ken, vat en jy sit net die woord van God daarin en jy sing dit. Of jy sing in tale. Dis geestelike liedere. Of jy ken Psalm 23 en daar is 'n paar wysies vir Psalm 23, jy kan jou eie een opmaak. Maar dan sit jy die woorde van Psalm 23, Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Jy kan enige wysie daarin sit. Maar sing, dis 'n geestelike lied. Sing dit vir mekaar. Want hoe meer ons die woord hoor, hoe meer vernuwe raak ons vernuwe. Spreek onder mekaar die woord. Sing onder mekaar die woord. Terwyl julle God die Vader altyd dank vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus.
en aan mekaar onderdanig wees in die vrees van God. Ons moet God eerbiedig, ons moet God respekteer, ons moet bang wees om verkeerd op te tree, ons moet versigtig wees om nie God te afronteer nie God te bedroef nie God ongeskik te behandel nie. Ons moet die vrees van die Here hê, sodat ons versigtig sal wandel voor God, versigtig sal optree in sy teenwoordigheid, versigtig sal wees en wag op hom dat hy jou sal lei, sodat jy in die regte voetspore staan en loop en beweeg, sodat mense kan sien dat jy is 'n mens van God. Wees onderdanig aan mekaar in die vrees van die Here. As jy nie die Here vrees nie, kan jy nie aan iemand onderdanig op wees nie. As jy nie onderdanig aan iemand wees nie, kan jy God ook nie vrees nie. Deelname in geestelike byeenkomste is belangrik. Dit bevorder geestelike groei en dit bevorder heiligmaking en dit help jou om jou gemoed te vernuwe, dat jy reg dink, dat jy begin dink soos God dink. Ek vertrou dat hierdie vir u iets beteken het. Mag die Here u seën tot volgende keer.